Ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, ja, ons glo in U as drie-enige God, U wat vir ons die lewe 'n ewige kom maak het, U wat vir ons sondes kom sterf het, U wat vir ons lief is. Here, daarom kom ons na U toe vanoggend, wanneer ons ook so dan nou ook uit die woord van U gaan lees. Kom vra ons vir U, dat U wel ook vir ons U leiding en die liefde en die boodskap sal kan uitbeeld, sodat ons sal kan ontvang wat U wil is, en dat ons dit kan gaan uitleef, om 'n verskil te maak. Here, daarom kom ons vanoggend en ons kom bid dit en vra vir U, dat U dit vir ons kom deel maak. Amen. Ek wil graag van U vanoggend uit 1 Korintiërs 9 uitlees, vanaf vers 24 tot en met vers 27. Ek lees vir ons voor. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons lees vanoggend net tot hier. Ja, net vers 24 tot en met vers 27. Geliefdes, 'n sportman wat 'n doel wil bereik, is werklik iemand wat gerig is en gefokus is om daardie doel te kan bereik. Ja, daardie wil van 'n sportman is nie so sterk soos enige iemand anders nie, want 'n sportman wat 'n doel wil bereik, se wil is sterk. Ja, ek kan amper sê, 'n sportman sal enige iets doen om daardie doel te kan bereik. Al beteken dit dat hy of sy ekstra harder moet oefen, of al beteken dit dat hy of sy hulle eetgewoontes moet aanpas, of al beteken dit dat hulle dalk moet meer navorsing doen, meer leeswerk opvang, sodat hulle tegniek kan verbeter, om hulle self beter te kan maak. Daarom sê ek dat 'n sportsman sal enige iets doen om sy doel te kan bereik. Dit is juist ook in hierdie hoofstuk wat Paulus nog steeds besig is om by sy vorige hoofstuk aan te sluit. Ja, Paulus is eintlik nog besig om vir die gelowiges in Korinthe te verduidelik dat gelowiges vrygespreek is. Maar terselfdertyd, dat gelowiges vrygespreek is, beteken nie dat hulle kan maak soos en wat hulle wil nie. Nee, uit hierdie gedeelte uitkom Paulus, en dan wil hy juist vir hulle nog steeds verduidelik, dat daar 'n tipe van 'n verantwoordelikheid is, wat op hulle wag. Paulus kom en dan gebruik hy in hierdie gedeelte 2 beelde. Hy gebruik juist vir ons 'n beeld wat goed bekend is onder die inwoners van Korinthe. Hy gebruik 'n beeld van 'n wedstryd en 'n beeld van 'n wedloop. En dit is juist dit. In beide hierdie gevalle besef ons dat eintlik hierdie beelde gaan oor eer. Want in beide hierdie gevalle gaan dit altyd oor iemand wat moet wen en iemand wat moet verloor. Iemand wat die goeie is en iemand wat nie so goed is nie. Iemand wat dalk die slegste is. Maar Paulus kom eintlik, en dan kom sluit Paulus by hierdie gedagte aan. Maar Paulus kom en dan vernuwe hy dit eintlik bietjie met 'n nuwe gedagte daarby. Want Paulus kom en dan sê hy dit eintlik vir ons so mooi. Hy sê, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Geliefdes,
Paulus probeer eintlik hierdeur sê dat in die gemeente waar hierdie gemeente funksioneer, in die lidmate, gaan dit juis nie vir hulle oor hulle eer nie. Hulle moet nie deelneem om hulle self te verheerlik nie. Hulle moet nie leef om hulle self vooruit te bring nie. Paulus probeer baie duidelik sê, dat dit eintlik hier gaan oor God se eer. God wat die middelpunt moet wees, God wat juis moet verduidelik en wat die middelpunt van die funksionering as gemeente moet wees. Paulus gebruik juis 'n beeld van sportmanne. Alhoewel hulle sportmanne is en besig is om hard te oefen, moet hulle self nie vereer nie, maar hulle moet God vereer. Paulus kom juis hierdeur en dan brei meer hieroor uit, wat ons moet verstaan hoekom hy praat van dit waaroor hy praat. In Korinthe het mense nie 2 of 3 verskillende gyms gehad, soos wat ons vandag het nie. Nee, daar was een plek gewees, waar almal saam geoefen het. Ja, dit was maar 'n plek gewees, waar spele afgespeel het, waar mense of gehardloop het, of geboks, of gestoei het, of selfs ook diskus, of spies gegooi het. Maar dit was juist daar gewees, waar 'n mens die kans gekry het, om 'n naam te kon maak, om 'n verskil te kon bring, daar op die baan. Want dit was juist ook daar gewees, waar mense altyd geweet het, en ook uitgevind het, wie is die vinnigste, wie is die sterkste, wie is die grootste, en wie gooi die verste. Ja, daar was ook, maar net altyd mense gewees. Daar was deelnemers, maar geliefdes, daar was ook mense gewees, wat toeskouers was. Mense wat maar net bloot eenvoudig soontoe gegaan het, om maar net te gaan kyk, wie die grootste of die sterkste was. Ja, selfs die gelowiges, vir wie Paulus hier skryf, weet presies eintlik, hoe dit daar gewerk het. Want hulle was ook daar betrokke. Van hulle was maar toeskouers gewees, en ander het selfs ook deelgeneem vir die pret. Maar Paulus kom juis in hierdie gedeelte, en dan sê Paulus juis vir hierdie mense, dat dit juis daar is, wat dit nie gaan oor om 'n naam te maak nie. Nie om jouself te verheerlik nie, maar dat jy sal deelneem om God se naam te vereer. Ja, die vraag is eintlik, maar hoe vereer 'n mens God se naam? Paulus maak dit eintlik baie duidelik. Paulus kom sê, dit is juis wanneer 'n mens die evangelies uitleef. Wanneer 'n mens juis dit doen, wat Jesus gedoen het. Maar geliefdes, as ons onsself vir 'n oomblik onderbreek, as ons onsself vir 'n oomblik objektief stel, en verstaan die wêreld waarin hulle geleef het, en kyk dan na vandag na 'n wêreld waarin ons leef, dan moet ons weet dat ons leef vandag in 'n wêreld, waar daar verskriklik baie mense is, wat juis ook 'n lewe oefen, of wat juis hard oefen, om die lewe van 'n sukses te kan behaal. Ja, mense wat hard werk, om juis gefokus te wees, om iets te kan wen, om daardie doellyn te kan oorstree. Dit is juis mense wat hulle baie tyd en energie ook daarin bestee. Geliefdes, as ons eerlik is, dan besef ons, maar meeste mense werk vandag ook tussen 10 en 12 ure op 'n dag. Mense werk hard om 'n mooi motor, of in 'n mooi huis, of selfs ook om op 'n eksotiese vakansie te kan gaan. Mense wat doelgerig daarop uit is, om juis, soos Paulus ook, 'n wenpaal te kan behaal. Om soos Paulus hard te kan werk, om iets te kan kry, wanneer dit verby is. Maar geliefdes, dis juis hierdie teks, wat vir ons so mooi hierdie onderskeiding kom maak. 'n Onderskeiding om te weet, wanneer is iemand besig om die lewe van sukses na te jaag, en wanneer is iemand eintlik besig om die lewe van Christus na te jaag. Om 'n lewe na te jaag, waar Christus die middelpunt en die fokus is. Of waar jy jouself die middelpunt en die fokus is. Paulus kom eintlik, en dan gebruik hy nog 'n beeld. Hy gebruik homself sommer as 'n voorbeeld, want Paulus kom en dan sê hy sommer baie mooi,
maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander oproep en nie self kwalifiseer nie. As 'n gemeente juist verwag Paulus dat hulle as gemeentelede gaan nie moet leef om hulle self te vereer nie, maar moet juist leef om God te vereer. Maar dan kom Paulus eintlik en sê dat dit hy self ook is. Hy self moet ook leef om nie homself te vereer nie, maar om God te kom vereer. Paulus het dit eintlik op 'n manier reg gekry, want Paulus leer juis hier vir die gemeentelede 'n les wat gaan oor eer. Want vir daardie mense in 'n stad soos Korinthe was dit verskriklik belangrik geweest. Hierdie gemeente moet juis kom verstaan dat dit juis 'n boodskap is, sodat hulle moet weet, maak nie saak waar hulle is nie, maak nie saak wat hulle doen nie. 'n Mens word sigbaar in 'n wêreld en 'n mens moet God ook vereer. Geliefdes, u weet dat ons is eintlik hierdie jaar besig met 'n reeks preke wat ons eintlik teruggegaan het na die basiese geloofs-oortuigings van ons geloof toe. Ons het 'n tema reeks wat jy sê, ek glo. En ons het in hierdie reeks het ons sover al gaan kyk wat en hoekom glo ons in dit wat ons glo. Ja, juis hierdie afgelope 6 maande het ons gegroei as 'n gemeente om te weet dat dit waarin ons glo is 'n oortuiging in Christus. Geliefdes, ek wil amper sê, hierdie reeks is nie net vir u as lidmaat voordelig nie, maar ek dink vir ons as gemeente as 'n geheel ook voordelig. U as lidmaat het dalk deur die jaar geluister na preke waar u dalk maar net weer 'n keer verfris kon word oor sekere aspekte van dinge waarin ons glo en hoekom ons op 'n sekere manier dinge doen en in dinge glo en hoekom ons so dit uitleef. Maar terselfdertyd wil ek sê, as u in hierdie tyd verdiep het in die verhouding wat u met die Here het, dan wil ek self sê die tweede klap of die eerste klap met 2 vlee is juis dat ons as gemeente ook verdiep saam in 'n verhouding met die Here. Want as ons as gemeente saam hierdie reeks voltooi, dan besef ons dat as ons aan die einde van die jaar 'n preek het, byvoorbeeld om liefde te gaan uitleef, dan sal u kan verstaan wat hierdie liefde is en hierdie liefde beteken, want dit is juis iets wat ons vroeër ook al oor gepreek het. Maar geliefdes, dis juis dit. Die afgelope 6 maande het ons juis gepreek oor die belangrike dinge waarin ons glo en hoekom ons in Christus glo en hoekom ons op 'n sekere manier in hom glo. Ja, ons het gaan kyk en ons het gaan verdiep daarin oor presies waarin ons glo en waarin ons nie glo nie. Maar vanoggend beweeg ons aan. Vanoggend gaan ons na die tweede groot konsep toe van ons reeks. 'n Reeks wat sê, ons verstaan waarin ons glo, maar nou gaan ons kyk, wat doen ek in my geloof, sodat ander mense ook kan raak sien, dit wat ek glo. Wat maak ek, sodat mense kan sien, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here. Geliefdes, dan wil ek sommer vir u sê, dat ons in die toekoms, in die volgende paar weke, juis hieroor gaan preek. Want dit is dinge wat ons ken, dinge wat ons gaan moet verduidelik oor hoe ek God aanbid. Terselfdertyd is dit dinge soos hoe ek net dood eenvoudig bid, of hoe ek Bybelstudie hou, of selfs hoe ek volkome myself aan God oorgee, of hoe ek my geestelike gawes gebruik in 'n wêreld, of terselfdertyd of laastens hoe my geloof met ander mense om my deel, hoe ek leef en 'n verskil maak deur die manier wat ek leef. Ja, daar is nog verskillende elemente wat saam ook hier 'n rol speel. Maar daarom wil ek sommer die geleentheid gebruik om vir u te nooi om te sê, kom voltooi hierdie reeks saam met ons, sodat ons kan sien hoe ons ook 'n verskil kan maak in 'n wêreld.
Maar dit is juist dit, geliefdes. Daarom is vanoggend se boodskap vir my so 'n besonderse teksgedeelte wat ons gelees het. 'n Gedeelte wat juis gekom het om te kom sê, maar ek verstaan waarin ek glo, maar nou kom ek en ek besef dat ek iets moet doen. Iets waarmee ek besig is, kan ek nie net hier op aarde op myself fokus nie, maar ek moet my fokus rig op die Here. Ja, soos 'n atleet hard oefen om by 'n Olimpiese spele te kan wen, so besef ons dat dit toewyding vra, 'n toegewydheid waar hy juis baie hard moet oefen en waar hy selfs ook afrigting moet kry. Paulus kom eintlik in hierdie gedeelte en dan sê Paulus juis vir ons moet na die lewe kyk soos 'n atleet ook wat moet oefen. Ons moet na die lewe kyk sodat ons moet besef dat ons moet net soos 'n atleet ook gedissiplineerd wees om te oefen en te bly oefen, om nie moed te verloor nie, om ons oë op daardie wempel te haal. Ja, ons moet bly dinge doen sodat mense kan raak sien ons is kinders van die Here. Dit is wel nodig om te weet dat voorbereiding nie altyd maklik is nie. Ons besef baie kere verg voorbereiding en oefening baie moeite. As 'n Christen weet ons pad op aarde is nie maklik nie. Maar geliefdes, ons sal verseker die vrugte pluk as ons gefokus bly. Soos 'n atleet of soos iemand wat oefen vir 'n wempel, verg dit moeite. Ja, iemand wat besef wat moeite is verseker om in die winter uit 'n warm bed uit te klim en om in 'n ijskoue swembad te spring en te oefen en te oefen en te oefen. Om werklik daardie fokus op te hou. Sy fokus op 'n wempel, want dit is wat hy wil hê. Maar saam met dit, geliefdes, om 'n wedloop te kan wen, besef ons dat ons moet ons oog daarop hou en dat ons terselfdertyd vir mense moet wys waarmee ons besig is. Ons kan nie net sê ons is besig om te oefen of ek gaan eendag die Olimpiese spele wen en ek 'n goue medalje wen nie. Nee. Mense om ons gaan moet wys en sien dat ek daarmee besig is. Mense gaan moet sien dat ek die strate op en af hardloop, dat ek oefen en dat ek dit wys. Geliefdes, dis wat ons ook in ons geloof moet doen. Ons moet wys dat ons is besig om ons geloof uit te oefen. Die groot vraag is eintlik dan vanoggend, maar hoe lyk 'n sportman of 'n sportvrou wat besig is om Christus se wedloop te doen? Is dit iemand wat werklik in die skare sit en skree en ondersteun? Of is dit iemand wat daar op die veld is en reeds besig is om te oefen? Vir die volgende ruk sal ons verseker kan weet wat die verskillende elemente is van hoe ons lyk as ons op die veld is. Dinge soos vroeër genoem van hoe ons bid, hoe ons Bybelstudie doen, hoe ons geestelike gawes gebruik en wat nog meer. Ons het tog die mooiste voorbeeld, geliefdes. 'n Voorbeeld wat Jesus Christus vir ons kom wys het. As ons Jesus Christus se lewe bietjie gaan sit en bestudeer, dan sal ons 'n baie sterk patroon raak sien. Ons sal kan raak sien die voorbeeld en die doelgerigtheid wat hy gehad het. Daardie gerigtheid om werklik te werk na sy wenstreep toe. Geliefdes, en dit is wat van ons ook verwag word. Ons het nodig om ook ons doelgerigtheid uit te leef, om te wys waarmee ons besig is. Daarom is dit vir ons so belangrik dat ons onsself kort moet afvra, maar sal ek dit doen wat God my nooi om te kan doen? Geliefdes, Paulus kom eintlik en dan nooi hy ons in hierdie gedeelte uit, en hy kom sê dat ons die lewe moet aanpak, soos 'n atleet wat hard oefen vir 'n wedloop. Want as ons die lewe aanpak so, dan sal ons verseker ook die vrugte pluk. Dis juis Johannes 14 vers 12
wat dit vir my ook kom bevestig. Daar staan, en Jesus is besig om dit vir mense te sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Met Christus as 'n wenpaal in die oog, sal ons verseker hierdie wenpaal kan haal. Met Christus, wat vir ons einddoel is, besef ons dat hierdie einddoel verseker klaar vir ons vrygespreek is, en dat ons dit sal verdien, omdat Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Ek wil graag vir u vertel van 'n getuienis, as 'n mens dit eintlik so kan noem, of andersins, maar net van 'n gebeurtenis die afgelope week. Nie hierdie week wat verby is nie, maar juist die vorige week sal al die ouers weet, wat kinders het, wat swem, dat dit SA kampioenskappe was in Sasolburg. En dit het natuurlik beteken dat daar verskriklik baie kinders en skole en spanne en klubs was wat teen mekaar deelgeneem het en gekompeteer het om uit te vind wie die beste swemmer was. Uit hierdie het iemand vir my vertel van dat daar 'n seentjie was wat besluit het dat hy die wêreld of dat hy sy rekord wat vir sy ouderdom was, dat hy dit wil vernuwe en 'n nuwe rekord wil aanstel. Maar die probleem was, hy was 'n volle 11 sekondes agter. En dan moet ek myself onderbreek. Weet u hoe baie is 11 sekondes in 'n swembad, in water? Dit is verskriklik baie. En die seun het besluit dat hy hierdie dag daardie 11 sekondes gaan vernuwe. Met sy eerste deelneme en ronde het hy geswem, en hierdie seentjie het 'n volle 4 sekondes afgehaal van daardie tyd af. En daar was dan natuurlik net 6 sekondes oor. Ja, hierdie seentjie het juist besluit dat hy 7 sekondes oor. Het juist besluit dat hy 'n verskil wil maak met 'n nuwe rekord. En so met die tweede ronde het hy geswem en het hy die volle 7 sekondes afgebring. Wat beteken het, hy het 'n nuwe rekord gestel. Maar ek moet myself onderbreek om te sê, dit was nie net hy wat gekompeteer het teen hierdie nuwe rekord nie. Daar was verskriklik baie ander deelnemers. Maar hierdie seun het hard geoefen en het sy fokus daarop gerig. Geliefdes, dis wat ons ook moet doen. As ons optree in 'n wêreld, beteken dit dat ons in elke situasie eintlik onsself moet afvra, gaan ek myself verheerlik hierin, of gaan ek hierin vir Christus verheerlik? Gaan ek wys deur dit wat ek doen, dat ek 'n kind van die Here is, of wil ek alle eer en alle fokus op myself plaas? Want ons as Christene kan verseker 'n sportman of vrou wees, wat 'n verskil maak. As ek lief is vir fietsry of vir rugby of vir netbal of vir swem, dan kan ek daardeur self ook wys dat ek 'n kind van die Here is. Dan kan ek selfs daardeur 'n verskil maak om nog steeds God te eer. Ja, vanoggend geliefdes, hoop ek werklik uit die diepte van my hart uit, dat u is besig om hard te oefen, om by hierdie wenpaal uit te kom. 'n wenpaal waar ons gerig is op Christus, waar ons dit wat ons doen, vir Christus doen. Mag dit wees dat u nie in die skare sit, of skrikkerig is om deel te neem nie, maar mag dit wees dat u reeds besig is om deel te neem, om reeds 'n verskil te maak in mense se lewens. Want dit is juis ons prys wat ons gaan haal, wat vir ons die beloning is. Christus, wat reeds vir ons aan die kruis gesterf het reeds vir ons hierdie prys kom bring. Amen. Kom ons bid saam. Here God, hoe dankbaar is ons om vanoggend te kan besef dat U het vir ons die prys gegee toe Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Here, dankie dat ons kan weet dat ons vrygespreek is. Maar Here, daarom kom ons ook op 'n eerlike wyse na U toe en ons kom sê vir U,
dat ons ook maar baie maklik onsself in situasies wil vereer, en dan besef ons uit vanoggend se boodskap uit, dat ons moet U altyd vereer, in alle omstandighede, in alle situasies, en daarom kom bid ons dit vir U, en ons kom vra vir U, dat U vir ons kom wys en sal leiding gee, sodat ons U altyd sal kan vereer, sodat ons sal vergeet van die eie ek en my eer, maar dat dit ons sal besef, alles wat ons doen, alles wat ons gee en alles wie ons is in Christus se naam. En daarvoor moet ons dit ook 'n verskil uitdra, om dit vir mense te gaan wys. Here, help ons, sodat ons maar nie net in die week wat voor lê nie, maar dat ons dit 'n lewenswyse sal maak, om werklik te kan wys vir mense, dat ons 'n kind van die Here is. Dankie dat ons kan weet, dat ons in U glo, U wat 'n God van genade is en liefde, U wat 'n God is wat uitgereik het na ons as mense toe, en met ons 'n verhouding wil hê. Dankie Here. Amen. Daar is dus 'n geleentheid ook vir offergawe.